Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, ek loof hom wat my rots is. Prys my God wat my gered het. Dis hy wat my die oorwinning gee. Hy red my van my vyand. Genade, vrede en liefde vir julle. Van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente Gesang 159 in die liedboek is ou Gesang 311, Profeet 1, 2 en 3. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. Gesang 159 in die liedboek, Profeet 1, 2 en 3, is ou Gesang 311, Profeet 1, 2 en 3. Gemeente, waarin ken ons ons sonde die lende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy,
seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat sy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien het nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet erken het, dat ons ons skuld bely in sin van Psalm 239 in die boek is ou Psalm 192 tot 32. God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy. Die sin van Psalm 309 in die boek is ou Psalm 269, vers 1, 2 en 3. Bless
van vers 105 af. Psalm 19 en dan Psalm 119 van vers 105 af. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan, as hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder. Niks ontkom aan sy gloed. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Soeter as heuning, as druppels uit die heuningkoek. Die dienaar laat hom daardeur leer, wie is dit? Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwalinge raak, moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sonde, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees. Here my rots en my verlossing. En dan Psalm 119 van vers 105 af. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het die eed afgelê, daarby sal ek bly om aan u bepalings te hou, hulle is regverdig. Ek ly swaar, Here, hou my in die lewe soos u beloof het. Neem tog my dank aan, Here, leer my u bepalings. My lewe is gedurig in gevaar, maar u wet verontagsaam ek nie. Die goddelose stel vir my 'n stryk, maar van die bevele wyk ek nie af. Die verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my 'n vreugde. Ek lê my daarop toe om die voorskrifte altyd uit te voer tot die eind. Tot sover lees ons uit die heilige woord. Gras verdor en blomme verwelk, en die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, in ons gebrokenheid kom ons na U. Die een het 'n vrolike karakter, die ander een ernstig. Die een kry gehoorsaamheid mooi reg, die ander een struikel en val daagliks. Die een dink dat hy of sy kan wegsteek, die ander is oortuig van die genade en die verlossing. Ons het elkeen seer kry in ons lewe. Ons het elkeen 'n hoop wat in ons hart leef. Die een saak wat ons aan mekaar bind, is die geloof dat ons Here Jesus ook vir ons gesterf het. En of ons vrolik of neerslagtig is, of ons baie skuldig of minder skuldig is. Wat ons by mekaar bring,
is die geloof wat U vir ons gegee het. Die geloof wat ons aan U bind en die geloof wat vir ons alles moontlik en oopmaak. As ons na onsself kyk en as ons na mekaar kyk, gaan ons so maklik weer raas en beklei, Heer, of met onsself of met mekaar. Maar omdat U vrede in ons harte leef, weet ons ten minste van beter. U het deur die eeue heen vir elke een van die kinders gesorg. Daarom vra ons dat ons dieselfde genade mag geniet in hierdie erediens. Die genade dat U woord oopgaan en dat ons aangeraak word deur U Heilige Gees. Wil U self teenwoordig wees en wil U tog self werk, Heer. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Kom ons sing gesang 476 in die liedboek, dit is ou gesang 217. 476 in die liedboek, 217 in die ou boekie, die ou hervormingsgesang van Vader Luther. 'n Vaste burg is ons God, ons skuil in hom die sterke, hy is 'n vesting in die nood, vir ewig staan sy werk. Strofe 1 en 2. Teksvers vir die preek is Psalm 119, vers 105. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Gemeente, vandag is die hervormingssondag. In 1517 het ou Vader Luther die 95 stellings teen die kerk weer vasgekap. En dit is basies die beginpunt van die kerkhervorming gewees, of dis die draaipunt gewees, kom ons sê maar so. Vader Martin Luther is baie bekend gewees, en die meeste van ons het in die katechese nog daarvan geleer. Maar dit is baie belangrik, en jy hoor dit elke jaar, mens moet dit binne die regte perspektief verstaan. Vader Luther het nie eendag opgestaan en gesê, nou begin hy die kerkhervorming. Nadat daar vir letterlik dekades en eintlik meer as daar dan 200 jaar dingetjies bietjies in plek gekom het, was die oomblik gereed toe hy dit doen, toe versprei die evangelie weer soos veldbrand. Jy kan gaan kyk op die internet of op YouTube. Dan gaan soek jy na Wycliffe, John Wycliffe.
W-I-C-L-I-F-F-E. Dis 'n man wat hier in die 1300s, so 200 jaar voor Vader Luther, dat hy gesê, maar is nonsens dat die gewone mense nie 'n Bybel mag hê. Hy sê, dit kan nie werk nie, want hoe moet die gewone ou iets van geloof en iets van kerk wees verstaan, hoe moet hy die dinge doen, as hy nie die Bybel in sy eie taal kan hê, dat hy homself kan lees. Toe begin hy met die Bybel te vertaal en hy begin so skelm die Bybel te versprei. Op die ouend moes hy uit Engeland uitvlug, Nederland en Duitsland toe, en hulle het polisie gestuur. Noem dit nou maar polisie om te gaan vang, en op die ouend is hy doodgemaak, omdat hy die Bybel vir sy eie mense in sy eie taal versprei. Dit het met 'n hele paar karakters gebeur, wat of die Bybel versprei het, of die boodskap van die evangelie hard en duidelik gesê het. So wat ons daarvan moet verstaan is 'n proses wat stadig gebeur het, bietjies. Tot op die punt, toe Vader Luther in 1517 daardie 95 stellings die kerk weer vaslaan, dat dit weggehardloop het. In ons tyd ken ons dit nou, dat sekere video's op die sosiale media skielik weghardloop. En dit is iets soortgelyks wat in daardie tyd gebeur het. Hier skielik iets gewees wat almal wou hoor, wat almal wou sê. Dit is eintlik so pragtig wat in daardie tyd gebeur het. En Vader Luther het so hier by 1512, 1513, 14 rond, het hy 99 stellings gemaak, het hy opgesit. Nou gaan mens weet eers daarvan nie, daar het geen aandag gekraai nie, die tyd was nie daarvoor gereed. En u het dit al van tevore gehoor, in ons tyd sou dit 'n rebellie wees, as ons 'n Sondagoggend voor kerk iets hier teen die kerk weer vasplan. Mens doen dit net omdat jy moeswillig is, en omdat jy buig of bars wil hê, die mense sal nou hoor. Want dit is glad nie Vader Luther se bedoeling gewees nie. Die kerkdeur in daardie tyd was afkondigings word. As hierdie ou 'n paar varkies te koop gehad het, dat hy 'n papiertjie geskryf op Sondagoggend het hulle aan die kerk weer gaan vaslaan, en voor mense in die kerk gaan gestap, dan staan hulle gou en lees hulle die afkondigings deur en gaan hulle kerk. Hy het nie bedoel om rebellie te veroorsaak, om probleme te maak, of iets in daardie lyn nie. Hy het net eenvoudig gesê, hier's 'n paar dinge wat ons moet bespreek, nooi almal uit, kom ons gaan sit en ons gesels daaroor. Wat hy nie meer gereken het, is dat daar 'n drukker teenwoordig was. En die dag na kerk, toe gaan vat die drukker daardie papier, en hy vat die drukpers toe, en hy stuur hom, maak die kopieë daarvan, en hy stuur vir sy vriende uit, vir die ander drukkers. En dit is hoe dit gebeur het, dat die kerkhervorming so ernstig, so ver afgeskop. En jy moet onthou, die mense was dors. Die gewone op straat was baie bekommerd geweest. Hoe word ek gered? Wat gaan van my siel word as ek my asem uitblaas? So die land was geploeg, as mense nou maar 'n boerderytaal kan sê. Die land het gewag vir daai putte om te val. En toe die putte val, toe kon hulle dit nie keer. Dis die mooi van die kerkhervorming van daardie tyd. En dis baie eenvoudig. Die basiese boodskap wat hy vir almal verstaanbaar gemaak het. Jy mens word gered omdat ons Hemelse Vader dit so bepaal. Hy vergewe jou sonde, is om jy gered. As jou asem uitblaas, hoef jy nie bekommerd te wees. Jy kan nou reeds in liefde en vrede en geduld leef. Jy hoef nie heeltyd bang te wees vir die hel nie. Jy hoef nie bang te wees vir of jy genoeg betaal het nie. Jy hoef niks van 'n mens se kant af nie. Jy kan letterlik oorgee, net dankbaar wees, omdat ons Hemelse Vader jou red. Dit is die lank en die kort van die basiese boodskap
van die kerkhervorming. Dat ons Psalm 19 gelees, Psalm 19 se inhoud in 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte gaan oor die skepping wat mens kan raak sien, die tweede keer gaan oor die geskrewe woord van God, en die derde gedeelte gaan dit oor die mens wat daardeur aangeraak word. Vers 1 tot 5. Ons skryf hy so mooi. Die mens wat na die natuur kyk, kan aflei dat dit 'n almagtige, intelligente wese was wat dit moes gemaak het. Of ons nou na die sterre kyk, en ons sien hoe pragtig die sterre by mekaar pas, en ons sien die ritme, en ons sien die orde wat daar is, dan moet ons outomaties tot die gevolgtrekking kom en sê, maar dit is nie 'n gewone mens gewees wat dit alles gemaak het. Vir een van my is dit normaal. Ons het so groot geword, ons twyfel nie daaroor nie. Dis ons hemelse Vader wat dit alles in plek gesit het. En nou begin 'n paar ander dinge ook intussen bekend raak. In die heidendom is dit deur eeue heen so gewees dat die heidene ook vasgestel het. Maar hier het 'n snaakse ding gebeur. Dis nie 'n mens wat hierdie alles gemaak het nie. So die beginsel wat die heidendom kry, die Bybel bevestig dit vir ons in Romeine. Mens kan die basiese dinge daarvan reg verstaan, al kan jy nie die volle prentjie daarvan reg sien nie. Dis eers as jy hierdie geloof uitwerk dat jy die volle prentjie raak sien. En dan nou die laaste paar jaar 'n fenominale ding gebeur. En dit is dat die wetenskaplikes op die draai begin kry. Vir dekades lank het die wetenskaplikes gesê evolusie is die antwoord. Eers was daar net so 'n klomp sop op die aarde en die sop het toe 'n amoeba geword en die amoeba het 'n muskiet geword en die muskiet het 'n padda geword en die padda 'n vis en die vis op die oond was daar 'n aap en toe is daar 'n mens. En buig of bars is wat die wetenskap geleer het. Nou so, klompie jare gelede is dit begin nie ons praat. Ons sê hulle, maar dit kan nie waar wees nie, want as jy na 'n boom kyk, en jy kyk na die ontwerp van 'n boom, en jy kyk na die metode van boom wees, hoe werk 'n boom, dan kan dit nie toevallig wees. Dit maak net nie sin, dat daardie stukkie van die skepping nou maar net so geword het nie. Dit maak baie meer sin, dat dit so beplan is. Nou begin die wetenskap op die draai kry. Ons mense wat nou al lankal met die Bybel werk, ons het al daardie antwoord ken ons al goed. Nou is die wetenskap daarom vir 'n slag ook daar. Een geleerde het met 'n ateïs geargumenteer. Kom hulle op 'n punt waar die ateïs sê, maar die enigste ding wat sin maak, is dat daar intelligensie was wat die skepping tot stand gebring het. Toe vra die ou, sê nou, hoekom noem jy dit nie God? Einde van die gesprek. Hoor net, volgens Psalm 19 se eerste verse, as ons na die natuur kyk, dan moet ons outomaties sê, maar God het dit gemaak en hy het dit goed gemaak. As ons dan so 'n bietjie verder werk, vers 5 en 6 en 7, dan kom daar so 'n bietjie van 'n ander gedagte by. As 'n mens in ag neem, dat Romeine 8 sê, die skepping is in 'n gevalle toestand. So die skepping is nie nou meer soos dit heel aan die begin was, die skepping gaan ook bietjies agteruit. En nogtans kan ons raak sien, dat dit God was wat dit moes gemaak. Hoe wonderlik is dit? En nog so 'n bietjie verder gaan hy, dan sê hy, kyk nou na die son. Die son gaan op, die son skyn, die son gaan onder, en alles in die skepping leef van die son. En dan vat hy dit op 'n parallel. Dan sê hy nou daar van vers
8 af, as hy praat oor die geskrewe woord van God. Dan sê hy, soos wat die son vir die skepping is, so is die woord van God vir 'n mens se lewe. As die son nie skyn nie, kan die aarde nie voortbestaan. As die woord van God nie daar is nie, dan kan ons op 'n geestelike vlak nie verder bestaan. Ons gaan dood. Die mens gaan te gronde, die mens loop op 'n einde uit, en al wat oorbly is, roof en steel en hoop vir die beste. Nou die beginsel geld vir die hele skrif, van Openbaring af, van Genesis af tot by Openbaring. En hier diep binne in ons harte weet ons daarvan. En as al daardie dinge nou mooi by mekaar kom, dan kan ons eintlik maar net sê, soos wat die laaste vers sê, mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees, die Here my rots en my verlossing. Broers en susters, wat het Psalm 19 met hervorming Sondag te doen? Baie eenvoudig. Die mensdom in die wêreld het net een van twee moontlikhede. Geloof of ongeloof. Om te leef tot eer van God of om te leef tot eer van jouself. Om vanuit liefde en verlossing te leef of om vanuit vrees te leef. En vir u en vir my wat die geloof ken en wat die waarde van die evangelie daarom so af en toe onthou. Ons is vriendelik verplig, ons het die dankbare plig om in ons persoonlike lewe nie toe te laat dat die donkerte heers nie. Dis nie nodig dat ons eie lewens so uit mekaar uitval nie. Dieselfde geld vir ons verhoudings. Of dit nou tussen man en vrou is, en of dit tussen vriende is, of dit tussen broers en susters is, dit maak nie saak. Dit moet staan in die lig van die evangelie. As ons dit nie bewuslik doen, en onsself gereeld daarna terugbring, dan is dit 'n kwessie van tyd voor die dinge krom en skeef loop. In ons gesinne, by ons werk, by ons stokperdjies, alles in ons lewe, moet teruggaan na die evangelie. As 'n rede vir volgende spreek. Want in die laaste paar weke, in gesprekke met lidmate, in gesprekke met vriende en familie, in gesprekke waar ander mense met mekaar praat, het dit 'n paar keer na vore gekom, dat mense vra, maar wat gaan aan met ons samelewing? Dit is asof almal se voete so sleep. Het die mense nie meer trots, het hulle nie meer ruggraat. Hoekom is dit so dat almal nou maar net tevrede is, dat dit nou maar net so aanploeter en dat dit so alstadig aan hier teen die bult afgaan en onder gaan ons daar onder teen die klip te pletter loop? Onthou nou wat in Vader Luther se tyd gebeur. John Wycliffe, wat 200 jaar voor Luther begin het met die Bybelvertalings, Robert 200 jaar, en hoeveel ander ouens daar was, wat die paadjie gereed gemaak het, totdat dit die hoogtepunt was, Vader Luther dit daar vasgestel het. Nou moet ons besef, wat nou met ons besig is om te gebeur, is dieselfde wat maar net nog honderde kere al van tevore gebeur het. Ons kan onsself nou in 'n depressie indink, of ons kan verstaan en sê, maar dit is hoe die mensdom werk. Diegene wat die moed behou en diegene wat die deurslag gee, is die ouens wat altyd weer terugkom op die evangelie. Dink vir 'n oomblik daaraan, broers en susters. As ons nou maar net in ons eie geskiedenis gaan kyk,
As ons gaan lees, wat het die groot trek veroorsaak? As ons gaan lees wat die voortrekkers self gesê en geskryf het. Hulle het getrek, want hulle kon dit nie meer uithou, dat hulle beeste gesteel word, en hulle dan magteloos niks daaraan kan doen. Dit staan so geskryf, dalk wat 'n bietjie ander woorde, maar die beginsel is presies dieselfde daarvan, en wie van ons mense ken dit nie? Hulle het getrek, want as hulle die krimineel gevang het, dan is die krimineel beter behandel as die ou wat hom gevang het. Die ou wat hom gevang het is gewoonlik toegesluit. Hoe bekend klink dit? Hoeveel onreg moes 'n mens al verduur het? Natuurlik nie altyd nie. Daar was nog so 'n paar ander redes gewees wat veroorsaak het dat ons ou mense daardie tyd gesê het, nee wat, ons moet maar aangaan. Maar hulle het dit uit die geloof uit gedoen, want in daai selfde stukkie wat hulle geskryf het, ons ontevrede hier, ons is ontevrede daar, ons is ontevrede daaroor, het hulle gesê, ons kan nie aangaan om te leef soos wat die woord vir ons sê. Dit is nie meer moontlik nie, dis om hulle getrek. Dit is nie sommer maar net oor dat 'n bees gesteel was. Dis omdat die opdrag van die evangelie nie meer moontlik was. Iets wat baie van ons mense nie weet. Hierna 1895, so rofweg 1897, het die rinderpes uitgebreek. En tot bo in Kaïro is ongeveer 95% van alle lewende hawe dood. Dit hoor wat dit beteken. Vir elke 100 beeste wat die boere gehad het, het hy 5 oorgehou. Dit geld ook vir al die wilde diere. Net 5% het oorleef. Nou, wie van ons kan dink dat 'n mens vandag 95% van 'n kudde moet verloor? En hoe gaan jy dit oorleef? So almal sê nee, ons kan dit nie maak. Die feit van die saak is heel mense het dit gemaak. Maar as omdat hulle op die evangelie kon terugval en sê, al gaan dit nou in aardse sake hier beroer, weet ons dat ons veilig staan onder ons hemelse Vader. En dis hoekom hulle vandaag af kon aangaan. Net so is daar hope en hope voorbeelde uit ons eie geskiedenis en in ander dele van die wêreld waar die beginsels van die evangelie die mens gedra het en vir hulle krag gegee het en vir hulle die toekoms opgemaak het dat hulle ons sê, maar nou kan ons aangaan. Ons beleef 'n tyd waar dit bietjies al swaarder gaan, dan kan ons ook ons maar vir mekaar sê, dis nou nie die eerste keer in die geskiedenis nie, ergens wat die pad moet die ding draai. En dan het ons die voorreg dat ons nou al die antwoord het. Ons het nou al die voorreg dat ons kan verstaan dat alles nie net altyd op gronde gaan nie. Partykeer is dit nodig dat dit gebeur, dat 'n mens eers daardeur die volgende draai kan kry. En ons leef dit in die vaste vertroue van ons hemelse Heer. Moet daaraan dink, broers en susters. Om deur die beginsels van die evangelie aangeraak te word, as die Bybel aan ons hart kom vat, dan gebeur elke keer weer wat daardie tyd met die kerkhervorming gebeur het, die mens kom agter. Ek is nie aan my eie lot oorgelaat. Ek hoef nie bang te wees vir hier en daar en die volgende ding. Ons het werk om te doen in die wêreld. Ons het die seën van die Here op ons arbeid. Hy beloof ons toekoms, ons aardse lewe en vir die ewigheid. Om dit nou maar nog 'n voorbeeld duidelik te maak. Die mense van die middeleeue het die evangelie skielik besef. Ons hou onsself met ons besig.
tyd bang gewees vir toordery. Ons kan nie eers begin om te dink daaroor. En dit het nie net daarby gestop nie. As mens nou regtig bang was vir die toordery, dan het jy na die kerk toe gegaan en dan die priester het dinge aan jou verkoop, wat nou so help teen die toordery. Dink net hoe ver ons dus gegaan het. En dink net hoe dankbaar ons die mense gewees het, toe hulle agterkom. Maar die boodskap van die evangelie sê dat hierdie goed nie eers meer geld nie. Vergeet dit net, los dit net. Julle het fout gemaak, nou kan julle aangaan en vertroue op die hemelse Vader. Dit is vir julle genoeg. Hoor tog, broers en susters. Hoor die krag van die evangelie as ons verlostes is. Is die lewe vorentoe ook. Dan kan ons nie wat sy voete steek nie so langsam. Ons kan hom mooi praat of ons kan hom 'n stampie gee. Kom sê, hey, jy hoef nie elke dag met jou kop om ons te boot te doen. As groter dinge ter sprake in die lewe, daar is 'n almagtige Heer wat al reeds in jou hart gewerk het. Maak jou rug styf, kyk jou kop op, trek jou skouers terug en doen wat die woord van God vir ons sê om te doen. Dan begin ons om daar die saadjie te plant. Ons weet net nie wanneer die sade gaan begin opkom nie. En as die Here ons genadig is, sal ons weer voorspoed ook in aardse terme in ons eie lewe beleef. Mag die Here ons deur en deur dra, mag hy ons versorg met sy goeie gawes en mag ons lewens tot sy eer wees. Amen. Ons bid saam. Ons troue hemelse Vader, agter ons staan die kruis, wat vir ons die verlossing beteken en voor ons wag die ewige lewe. Dit is dus 'n boodskap van blydskap en hoop en verlossing en troos. En in ons harte werk die Heilige Gees wat dit vir ons moontlik maak om dit aan te gryp en dit deel van ons lewe te maak en om daaruit te leef. Ons vra Heer dat U evangelie vir ons die pad vorentoe weer en weer sal oopmaak. Ons vra dat ons weer en weer aangeraak mag word met die kragtige werking van die Heilige Gees en dat ons U kan volg ongeag enigiets wat op ons lewenspad kom. Ons dank die Heer dat ons al reeds beleef het dat dit reën. Ons vra as dit U wil is en as dit moontlik en nodig is, dat ons 'n pragtige en 'n geseënde seisoen vorentoe mag hê. Ons word voor U stil, want ons het die vertroue waarop ons kan bou, Heer, soos wat U ons tot hier gedra het, dat U ons ook vorentoe sal dra. Ons vra dat U sal raak sien dat ons bely, ons is geheel en al van U afhanklik. Ook die mooiste en die grootste en die beste menslike prestasie is genade uit U hand. Wil U tog vir ons die oë en die ore oopmaak, dat ons weer en weer teruggeroep kan word na U heilige waarhede toe, en die oog op U te hou, en net ons dag uit dankbaarheid te doen. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Ons sing ten slotte gesang 487, strofe 2 en 4 in die lied. In die ou boekie is dit gesang 225, 225, die tweede en die vyfde strofe. 487 in die liedboek, strofe 2 en 4, 225 in die ou boekie, strofe 2 en 5.
die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.